In ons jubeljaarviering vandag herdenk ons 50 jaar van God se goedheid. Elke gemeente het 'n storie en ons storie begin by 'n oop veld wat 'n woonbuurt word, wat 'n kerk word, mense wat saamwerk, struikelblokke wat oorkom moet word en die Here wat teen alle verwagtinge in voorsien. In vandag se selgroep en gesinsbijeenkoms wil ek jou in ons reis saamvat in tydperke van 7 jaar, amper so 7 hoofstukke van 'n boek. By elke hoofstuk is daar 'n historiese moment wat ons gaan besoek en 'n les wat ons daaruit kan leer. Dit is ons storie, maar eintlik is dit God se storie met ons. Hoofstuk 1, 1975 tot 1981, die ontstaansjare. Op 1 Julie 1975 word Dalpark gemeente afgestig vanaf Dalview om in geloof in die beplande ontwikkeling in Dalpark te begin bedien. Op daardie stadium was die gemeente meestal net oop veld en drome, maar onder leiding van ons geliefde dominee Dirk Meiburg begin ons eredienste in Dalview skoolsaal. Onder sy bekwame en kundige leiding word eers die pastoriegebou en in 1980 word ons indrukwekkende kerkgeboue ingewy. Die lesse in hierdie tyd, teen alle verwagtinge in, voorsien God. 'n Jong gemeente staan gereed om te begin en te groei. Hoofstuk 2, 1982 tot 1988, 'n geestelike fondasie word gelê. Saamhorigheid dra die gemeente in hierdie tyd. Elke lidmaat werk hartlik mee. Die evangelie word suiwer en met krag passievol verkondig. En daar kom baie mense tot geloof en sluit by die gemeente aan. Gawes word ontdek en ingespan. Die visie wat ons in hierdie tyd dra is voluit met die goeie nuus. En die les, 'n kerk staan sterk wanneer almal deelneem en wanneer Christus Jesus alleen die fondament is. Hoofstuk 3, 1989 tot 1995, vernuwing en jeugherlewing. Intussen het Dr. Kobie Du Plessis en Dominee Corneel Rautenbach by ons gemeente aangesluit. Hulle twee bring 'n vars fokus op lofprysing en aanbidding in die erediens, op die belangrikheid van gebed. En op daardie stadium was dit nog baie nuut in die NG Kerk. Daar vind 'n jeugherlewing plaas, Pinksterdienste word uitstekend bygewoon en die gemeente groei van dag tot dag. Die les wat ons in hierdie tyd neem is: die Gees maak nuut en 'n jong geslag is altyd deel van ons gemeente se storie. Hoofstuk 4, 1996 tot 2002, uitdagings en hernuide eenheid. Die nuwe kleingroepmodel, naamlik selgroepe, vind dadelik aanklank by ons gemeente en lei 'n nuwe hoofstuk in ons kerkweesmodel in. Pinksterdienste word steeds baie goed bygewoon. Mense word tot die gemeente bygevoeg op 'n daaglikse basis. Ons bly gemeente van die Here, maar soos elke familie is daar ook spanning en soms seer. Die spanning dreig op 'n stadium om ons uitmekaar uit te skeer. Maar die gemeente kies vir mekaar en die Here bring weer hernuide eenheid. Die les wat ons in hierdie tyd leer, selfs wanneer daar krake kom, bou God weer op. Hoe ons verskil van mekaar is belangriker as waaroor ons van mekaar verskil. Hoofstuk 5, 2003 tot 2009, vernuwing en 'n bietjie van 'n ander visie. 2 nuwe leraarspare sluit op hierdie stadium by die gemeente aan en word deel van Dalpark se storie. En dit is natuurlik ek self en Karina en Dominee Natie Stander en later toe hy met Lindy getroud is. In hierdie tyd fokus ons op eenheid en liefde en hartlike saamwerk. Ons doen baie huisbesoek,
kom by mense in huise en leer mekaar ken. En in hierdie tyd bou ons 'n groot saal met nuwe fasiliteite. Dit word beplan, gebou en afbetaal. Die gemeente groei op 'n daaglikse basis. Die gemeente kies vir 'n kontemporêre musiekstyl. Ons herontdek die bediening aan kinders en tieners en ons begin met groot uitreikaksies in Afrika tot in Botswana en die Midde-Ooste. Wat ons leer in hierdie tyd is, wanneer 'n gemeente waag, gee God in oorvloed. Hoofstuk 6, 2010 tot 2016. Saam is ons beter en fokus ons op die voltooide werk van Christus. In hierdie tyd beroep ons heel eerste vroue leraar, naamlik Dominee Inel Lambrechts, toe nog Nooi Verherre. Saam as 3 leraars is ons 'n kragtige span. Van hier af doen ons ook graag 40 dae reekse saam en in een van hierdie reekse speel Dalpark die leidende rol in die tema Saam is ons beter met die hele dorp en die ander gemeentes. 'n Interkerklike gebedsbeweging ontstaan hierdie tyd, die Nehemia opdrag met die tema Brakpan vir Jesus. Dalpark leer om buite sy mure te leef en geestelik is ons visie in hierdie tyd die skoonheid van Jesus en sy voltooide werk. Voortaan sou ons doelgerig en konsekwent bedien vanuit ons nuwe identiteit in Christus. 'n Goue draad wat in die storie van ons gemeente ingeweef word en waarvan ons nooit weer sou afsien nie. Ons kerk is vol, ons eredienste, en ons begin met 2 eredienste op 'n Sondagoggend. Maar in hierdie tyd moet ons ook met hartseer afskeid neem van Dominee Nati wat 'n beroep aanvaar het en die besef dat ons nie volhoubaar met 3 leraars kan voortgaan nie. Die les in hierdie tyd, eenheid en gebed, breek grense af en wys mense na Jesus. Hoofstuk 7, 2017 tot 2024, Kallio. Ons roep die naam van Jesus uit. Nuwe rigting, groot uitdagings, maar dieselfde Here. Aan die einde van die vorige 7 jaar herdefinieer ons roeping en ons visie as gevestig, geborge, gestuur. Gevestig in die voltooide werk van Jesus Christus. Geborge in 'n geestelike familie en gestuur met die goeie nuus na die wêreld. Ons besef ook dat ons nog 'n slag sal moet vernuwe om die jonger generasie te bereik. So begin ons met die bemarkingsnaam van ons gemeente, Dalpark Kallio. Kallio beteken om identiteit te gee, om naam te gee, om uit te roep. Dit bevestig ons visie op 'n besonderse wyse. Ons dra die identiteit van Jesus Christus. Geroep, uitgeroep na sy naam. Ons roep sy naam in ons gemeenskap uit. Die woord Kallio en die woord Ekklesia, Griekse woord vir gemeente, is ook naby aan mekaar. Kom van dieselfde stam af. So beteken dit ons is uitgeroep uit die wêreld om te behoort. En Jesus het ook sy disippels gekallio, geroep om vissers van mense te wees. So word ons gekallio, gestuur die wêreld in om die goeie nuus uit te roep in die wêreld. Dit bevestig ons visie op 'n kragtige wyse. Kallio. Dit het gekom om te bly, ook vir die volgende 50 jaar. Dit was nie net 'n kosmetiese verandering en naamverandering nie, maar ons het ook daadwerklike veranderings gebring in ons musiekstyl, ons bedieningsstyl, hoe ons gemeente pastoraal vorentoe sal bedien, hoe ons leierskap gaan werk, ons bestuurstyl gaan werk. En hierdie groot veranderinge was nie net uitdagend nie, dit het ook frustrasies gebring, dit het ook uitdagings gebring. Terwyl ons besig is om dit te implementeer, het Dominee Inel 'n beroep ontvang Kaap toe en het ons met 'n nuwe span op 'n nuwe bedieningswyse begin saamwerk. Die talentvolle en geliefde Dr. Nico Smit
het op daardie stadium by ons gemeente aangesluit en met sy eie insette, met sy eie vermoëns en met sy eie persoonlikheid weer 'n nuwe dimensie aan ons gemeente gebring. Die verandering was egter ook uitdagend geweest. Net toe ons mekaar as in ons nuwe werkswyse en as span begin vind, toe gebeur die geweldige krisis in die wêreld, naamlik COVID. En COVID slaan in die wêreld toe en dit tref die kerk op sy hardste. En letterlik beleef ons dit hoe hierdie gemeente wat 2 dienste vol gesit het, oornag leegloop. Verloor ons totaal en al momentum, verloor ons die finansiële bydraes wat ons vir so lank geniet het in ons gemeente, word die lewensonkoste al hoe duurder en die uitdagings al hoe groter, dat ons tot by 2024 moes heropbou en probeer om weer nuwe momentum in die gemeente in te dra. Ons leer egter in hierdie tyd, ons storie is nog nie klaar nie. God se roeping bly dieselfde, om 'n plek van rus en hoop vir ons buurt te wees. 2025 is dit daarom weer tyd vir lente kerk wees, in 'n nuwe era wat voorlê. Dit is ons pad, 7 hoofstukke oor 50 jaar, van 'n oop stuk veld na gemeente, van klein begin na uitreike tot aan die uithoeke van die wêreld. En elke keer het ons geleer, die Here voorsien. Vandag sê ons, dankie Here, vir 50 jaar. En ons stap die volgende seisoen in met dieselfde geloof, dieselfde vreugde en dieselfde Here wat altyd getrou bly. Amen.